So, daar is so 35 goed waarna ons kyk as ons 'n resensie doen by 'n kampeerterrein. En jy gaan nou sien dit maak sin hoekom daar so baie is. En dan tel ons dit bymekaar na 'n persentasie toe. Nou hierdie is die padlangspan se resensie en se ek wil amper sê rating wat ons gee vir kampeerterreine. Natuurlik omdat ons self daardeur is. Nou kom ons kyk. Geelviskamp, Lindetjiesdrif. En ons begin sommer by nommer 1, die toegangspad na die terrein. Nou die toegangspad hiernatoe. Lieflike pad, dis 'n teerpad. Soos enigiets in Suid-Afrika het ons maar die potholes ongelukkig. Maar die pad oor die algemeen tot hier by die kampeerplek, baie nice, baie lekker. Hulle het inteendeel daar by Lindetjiesdrif gister en vandag het hulle teer in die gate gegooi. So dit is 'n pluspunt, nee. So, kom ons gaan kyk. Hy het dan, wat my aanbetref, kan ons hom 'n 4 gee. Die ontvangs, dis nou die ure en die toegangsbeheer hierso. Nou, as jy inkom op die terrein, dan gaan jy sien die terrein het jy gaan so om 'n draai en dan is daar 'n tou waar jy gaan stop. Dis by die kantore, die winkeltjie is ook daar. En daar is amper altyd iemand. Ek sê amper altyd, daar is bykans altyd iemand. As jy vooraf reël met die mense en jy kom laat in, dan sal hulle jou sommer 10 teen 1 kry daar by die plek waar jy gaan staan, by jou staanplek of by die glamping tent. Anderster gaan jy maar net daar by die kantoor in en jy lei die klokkie, jy kan hulle ook bel en dan gaan hulle definitief vir jou help. So, ontvangsure en toegangsbeheer, eintlik is dit 24 uur. So ek gaan hulle 5 gee. Toegang vir gewone karavane, ja wel. Ons het met die dubbelas, groot dubbelas, het ons hier ingekom. So toegang vir karavane gaan ek hulle 5 gee. Ag is so 2 spoor grondpaadjie wat jy ry met kontoerwalletjies, maar dis nie erg nie. Dit is niks ernstigs nie. Ek het hom met die Mercedes in die groot Sunway karavaan gedoen. Toegang vir groot voertuie, nou dis waar die probleem lê. Groot voertuie verkieslik wil hulle nie groot voertuie soos trokke, jy weet, daai tipe van goed hier in hê nie. As jy nou kom met 'n groot camper van, dan sal ek voorstel, gee hulle maar net 'n lykie en sê net vir hulle wat is jou grootte, sodat hulle kan weet of jy kan inpas. Staanplekke is redelik groot. So jy behoort met jou voertuig 'n groot staanplek behoort jy nog steeds te kan doen. So ek gaan sê toegang vir groot voertuie gaan ek hom so 'n 3 maak. Gratis wifi? Nee, hier's nie wifi wat jy kan inskakel hier op die terrein nie. Selfoonopvangs is pyk. So, gratis wifi gaan ek met 'n 0 gee. Selfoonopvangs is baie goed. Ek sit met 'n LTE router hier. Ek saai hier vanaf uit. Ek doen my YouTube video's en alles hier vanaf sonder enige probleme. Partykeer 4G, partykeer 5G. Dis Vodacom, MTN is net so sterk. So ek gaan vir hulle vir die selfoonopvangs gaan ek 'n 5 gee. Uplosie geriewe se toestand, ek kan nie anders as om met 'n 5 te gee nie. Hulle plekke is netjies, hulle hou dit in stand, dis skoon. Die geringste waar daar 'n foutjie of 'n gebreke is, dan sê net vir Jacques, vir Elsa of daar by die kantoor en hulle sorteer dit onmiddellik uit. So definitief 'n 5. Porta-potty drein, ja, daar's 'n porta-potty drein, jy kan hom uitspoel ook. Ek gaan vir jou 'n 5 gee. Opwasgeriewe vir kombuis, vir skorrelgoed, ja, definitief, daar is. Hulle het wasbakke binne in die ek sal nou maar sê opwaskamertjie. Aan die buitekant het hulle groot wasbakke ook waar jy jou swart potte of groter goed kan was. So die opwasgeriewe sal ek ook 'n 5 gee. 'n Waskamer met masjiene of sonder masjiene. Hier is waar jy klere kan was as jy wil, daar is die groot wasbakke, maar daar is nie masjiene nie, so ek gaan dit 'n 3 gee. Swembad, koud volwassenes, wel, hier is op hierdie stadium 1 swembad, Jacques werk aan nog 'n swembad wat 'n koue swembad gaan wees. Op hierdie huidige oomblik, omdat dit winter is die swembad
Hy's so 7-8 grade warmer as normaal. So dit hy is bietjie verhit. Ek dink wat ons kan doen, ons kan vir hulle daar by die swembad koud, gaan ek dit kom ons gee hulle 3 dae. Daar is nie 'n swembad vir kinders nie. Daar's nie 'n kinderswembad nie, almal gebruik dieselfde swembad. So, maar kinders kan ook in daardie swembad swem. Natuurlik maar met die nodige tjoepies en goed. So, ek gaan dit moet 'n 1 gee, omdat daar nie 'n kinderswembad is nie. Vir hitte swembad, ek kan hulle daar 'n 4 gee hiervoor, want dis nou nie so warm, jy weet, dat dit binne in 'n gebou is en dit ontsaglik warm 30 grade is nie, maar daar is 'n verhitte swembad. Ek gee dit 'n 4 vir volwassenes, en dan weer eens vir kinders gaan ek hom 'n 1 gee, want kinders kan ook daar swem, alhoewel dit nie 'n kinderswembad is nie. Supertube, nee, ongelukkig nie, ek maak dit 'n 0. Rekreasiefasiliteite, hulle het nie rekreasiefasiliteite as sulks met pooltafels, games, jy weet, al die tipe van goed nie. Daar is wel goed wat die kinders hulle self mee kan besig hou, maar daar's nie 'n rekreasiefasiliteit nie. So ek gaan dit 'n 0 maak. Kinderspeelplek, definitief. Daar kan ek hulle 'n 4 gee, want hulle het meeste van die goed. Foofie slide, ja, definitief. Ek kan hulle 'n 5 dae gee. Kinders geniet dit nogal. Dierevriendelik, ek gaan vir hulle daar 'n 5 gee. Hierdie mense is baie mal oor hulle eie diere en jou diere as jy met diere hier aankom, en ek praat nie van jou vrou nie. Dan langstaan, ja, definitief. Hulle doen langstaan met 'n baie goeie tarief. So jy kan gerus vir Jacques kontak en met hom 'n prys vasmaak vir alles wat wintermaande is. 'n Winkel op die terrein, ja. Daar is 'n winkel op die terrein wat die basiese nodige goed het, soos 'n boksie melk en 'n firelighter en hout, charcoal of briquettes. Jy weet, daai tipe van goed, ys definitief. So daar is 'n klein winkeltjie op die terrein. Hy's nie 'n supermark grootte nie, maar daar is definitief 'n winkeltjie op die terrein. Ek gaan hom 'n 4 gee, net omdat hy nie so groot is dat jy kan krediniers daar gaan koop nie. Winkelsentrum nie verder as 5 km van die terrein af nie. Ja, definitief. Hierdie winkelsentrum het petrolpompe, het 'n hardeware afdeling, hy het 'n bottelstoer, daar's nog 'n ander winkeltjie ook daar, so, en hy's glad nie ver nie. Teerpad soontoe al die pad, so ek gaan hom definitief 'n 5 gee. Baie netjiese plek. Hulle tot vleis, ja, hulle doen vleis, hulle het 'n bakkery, alles. Dan restaurant op die perseel, nee, ongelukkig nie, daar gaan ek moet 'n 0 gee. Dan wild op die perseel, ons praat nie van die kinders wat hier rondhardloop nie. Nee, wild op die perseel, hier's nie wild as sulk soos bokke en leeu's en alsa, nee, hier's nie sulke goed nie. Wat hier wel is, hulle het so 'n paar boerbokkies en so aan daarso, wat jy na toe kan gaan, daar's 'n dam met gaanse, dis sulke goed. So ek gaan dit so 'n 1 gee, want daar is darm iets. Rivier, dam of see? Rivier, Valrivier, jy staan reg langs die Valrivier, gaan hom 'n 5 gee, en dan natuurlik is daar visvanggeriewe. Daar's baie rapids op hierdie staanplek of op hierdie perseel, maar as jy kan oorbeweeg na die een langsaan toe, as jy met die rivier afgaan, daar kan jy vang beter as wat jy natuurlik met flying fish of fly fishing sal doen hier by geelvis. Staanplekke vir karavane en tente, ja, baie lekker staanplekke, groot staanplekke. Staanplekke in koelte, dit hang af waar jy staan. As jy hier bo staan waar ons staan, is geen koelte nie. As jy daar onder by die rivier gaan staan, daar is koeltebome, daar is redelik koelte. Ek sal staanplekke in koelte so 'n 4 gee, net omdat dit nie alles koelte het nie. Staanplekke onder afdakke of skadunette, daar's een staanplek, en dit is meestal vir eintlik 'n tent of iemand met 'n boswa wat wel onder 'n skadunet kan wees of is. Dan staanplekke met plaveisel, gras, grys, grond of sand. Nou jy sal sien hierso sê ek, as dit plaveisel of sement is 'n 5, gras 'n 4, grys 'n 3, grond 'n 2 en sand 'n 1. Ek kan hulle definitief 'n 4 gee vir dit. Daar is nie plaveisel staanplekke nie, maar daar's lieflike grasperke waarop jy staan. Staanplekke het eie kragpunte en hulle het hulle eie waterpunte wat dit baie lekker maak. Veiligheid, kom ek sê vir jou, dis baie lekker rustig hierso. Hier's nie mense wat rondloop sommer net nie.
Daar is wel 'n moontlikheid dat mense wat by die kampeerplekke langsaan is of by die terreine langsaan is, dalk kan oorkom hierdie kant toe, maar jy weet dis baie veilig, dis een kant, ek wil amper sê afgesluit, dis so geslote. So ek sal die sekuriteit definitief 'n 4 gee. Algehele toestand van terrein kan ek nie anders as om 'n 5 te gee nie. Jacques en Elsa hou hulle hand op hierdie terrein. Dis pompe wat hardloop, dis water wat spuit, dit is netjies, skoon, dis waaroor dit gaan. En dan algehele gevoel van staanplek moet ek ook 'n 5 gee. Ons is eintlik baie verlief op hierdie plek, so dis definitief ons keuse van staanplek as ons weer in die toekoms in hierdie area kom. Nou goed, dit gee ons dan 'n 72% wat die padlangs span dan vir Geelviskamp op hierdie stadium gee. En sodra daar ander swembaddens in is, dan gaan dit opgaan. 72%. Ek hoop julle het lekker gekyk hierna en asseblief maak 'n draai, besoek Jacques se webblad. Hy's nou hierso. Besoek die webblad www.geelviskamp.co.za. Gaan kyk, daar's bitter baie foto's, daar's video's, gaan kyk waar hy dit bestaan, pryse is daarop. Dis 'n plek wat jy definitief op jou lys kan sit om volgende te besoek. En maak dit sommer 'n maand of 2, want jy staan lekker. Tot volgende keer.